Wanneer jy jou identiteit in Christus verklaar en jy weet wat dit is en jy staan daarop, verander dit die atmosfeer. Jy praat nie meer net as 'n gewone mens nie, jy praat met iemand wat met Jesus Christus identifiseer en wie Jesus bly. En die vyand, hy ken daai klank. Hy weet dat jy nie op jou eie staan nie, maar dat jy in die oorwinning van die kruis staan. En as hy slim is, wat hy nie is nie, sal hy sy mond hou en weghol. Maar ons weet hy doen dit. Die oomblik wanneer jy opstaan en sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my liefhet, is die oomblik wanneer jy jou geestelike terrein begin inneem. Satan sal probeer om jou te intimideer met sy liegstories, met vrees, met skuldgevoelens, met jou verlede, maar onthou net wat jou wapen is. Jou wapen is die woord van God. En wanneer jy daardie woord verklaar, hardop, dan verander dit alles, dan het hy geen mag meer as wat jy het nie. Maar in dit alles is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Romeine 8 vers 37. As ek en jy elke dag die manier wat ons dink en ons mond volmaak van die waarheid van God se liefde, dat ons vergewe is, dat ons nie meer 'n verlede het, dat ons genees is, dat ons onder God se beskerming is en dit volkome aanvaar in Christus, dan is daar geen plek vir die vyand se stem in jou lewe nie, dan het hy geen verdere invloed op my en op jou nie. Die woord van God is ons swaard en onthou net een ding, ons hoef nie te veg vir ons oorwinning nie, want Jesus het klaar die oorwinning behaal. Ons staan in oorwinning. Ons staan op die plek waar ons reeds gewen het. Ons hoef nie te veg nie, ons het nodig om dit te verklaar. In Kolossense 2 vers 15 staan, hy het die owerhede en magte ontwapen en hulle openlik tentoongestel en daardeur oor hulle triomfeer. Wanneer ons besef wie ons in Christus is, begin ons anders leef. Ons is nie meer slagoffers nie en ons moet daai slagoffermentaliteit, daai victim mentality moet ons weggooi. Ons moet leef as iemand wat onder die vaandel van genade staan. Ons moet leef as mense wat klaar die oorwinning behaal het. Ons kan nie dat dit wat in ons verlede gebeur het van ons nog steeds slagoffers maak. Die aanvalle sal kom, maar jy sal staande bly as jy nie in jou eie krag probeer nie, maar in God se krag. Jakobus 4 vers 7. Wees dan onderworpe aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. As ons aan God onderwerp en ons staan op God se woord en ons laat hom toe om te heers in ons lewens, dan kan ons die duiwel weerstaan en dan sal hy hardloop dat hy nie sy draaie kry. Jy is nie net 'n kind van God nie, jy is sy verteenwoordiger op aarde. En die duiwel het geen wettige houvas op jou nie. Hy wil nie ons moet teruggaan na die wet toe. Dis hoekom daar bewegings is wat probeer laat mense teruggaan na al daai wette en regulasies toe. Maar die waarheid is ons anker. Christus is ons fondasie. Christus is die rede hoekom ons kan opstaan teen Satan. Hemelse Vader, dankie dat U my kans gee om in Christus te wees. Dankie dat ek in U volmaakte liefde kan staan. Dankie dat U alreeds namens my die oorwinning behaal het. Vader, ek neem dit nou op en ek vra vir U om in te kom en om my gedagtes te kom verander, om my manier van dink te verander, sodat ek heeltyd U eerste kan stel in my lewe en sodat ek in die oorwinning kan leef wat Jesus Christus klaar vir ons behaal het. Ons dank en ons eer U daarvoor. Amen.